Eerstens wil ek vir julle baie dankie sê dat julle gekom het. Die verskil tussen twee Christene wat aan die brand vir die Here is en die ander wat nou en dan lou warm is en koud is dat die een maak nie saak wat hy deurgaan nie, maak nie verskonings nie. Die ander een maak verskonings. En God het nooit gesê hy gaan 'n verskoning eer nie. Hy eer 'n besluit van oortuiging dat as God van my is, wie kan teen my wees? So die onderwerp is stook die vuur. Stook die vuur. Ek kom agter dat mense het hierdie gesegde, "Ag, daai Christen is aan die brand vir die Here." Of jy kyk na mense wat pas getroud is, hulle is vuur en vlam, lief vir mekaar. Dit kook daar by hulle. Die man is aan die brand. Dan kry jy huwelike soos myne wat ons nou 45 jaar getroud is. Yes, bless God, bless God. En deur God se genade, my vrou en myself, van die eerste oomblik haar gesien het, gaan ek na my ma toe en ek sê, "I've met my wife." Ek is amper 9 jaar ouer as sy. She said, "But what's her age?" I said, 15. She said, "You know what, son, that's a cradle snatcher." I said, "I'll raise her." Dit vat 'n man om 'n vrou in 'n huisgesin to raise them for God. En dat die kinders sal begee om 'n pa te hê soos jy. Dat meisies sal begee om 'n ma te hê soos jy. En daar is ongelooflike Bybelse seëninge aan 'n generasie wat is in English a legacy of generations, 'n generasie van ek weet nie wat legacy in Afrikaans is nie. Nalatenskap. Ek is so bly jy's gebore. Wees my tolk. Nalatenskap. So wat beteken om die vuur te stook? Daar's twee dinge van 'n vuur. Hy kan homself heeltemal doodmaak. Hy kan homself uitbrand want daar's nie meer om iets te brand nie, of hy kan so brand dat die as gaan oor die kole. Bly daar vir 'n tydjie, maar môreoggend, afhangend van die hout wat jy gebruik, nou maak wel en hy bly vir 'n week. Maar daar kom 'n tyd dat die as die vuur smoor. Nou reg deur die Bybel sê God dat vuur kom vanuit sy teenwoordigheid. Elke keer op die altaar van Levitikus reg deur het God gesê die priesters moet elke oggend die lam kry wat gaan geslag word. Hulle moet die vuur op die alpe bou en dan moet hulle wag. Nie 'n stukkie blits nodig nie, wag. Toe kom God en hy sê uit sy teenwoordigheid kom die vuur van God. Selde met Elia. Hy daag 850 valse Baal-profete. En hy sê kom, julle is meer as ek. Bou 'n altaar. Sit die bul daarop. Maar die God wat antwoord by vuur, hy is God. Dit snaaks genoeg van Baal, sy Hebreëse naam is hy wat vurig vuur maak. So hy gee vir hulle die geleentheid en hulle het 'n God wat vuur maak. Inteendeel die beeld van Baal is hy moet 'n weerligstraal wat die vuur afkom, want 'n weerligstraal kan 'n boom tref en dit kan 'n vuur veroorsaak. Maar as jy die snaaks sien dat van die son opkom na die son ondergaan, daar was nie 'n vonkie nie. 850 van hulle later aan hulle self met swaarde gesny. Hulle het geroep en dan Dawid gegaap. Ag nee, Dawid nie, Lea het gegaap en hy het gesê ek dink hy's 'n bietjie na die klein huisie. Well, in the restroom, that's what the Bible says. He went to relieve himself. Hy's by die klein huisie. Of hy's op vakansie, of hy weet nie waar hy is nie. En hy bou die altaar weer en hy sê Here, alles wat ek gedoen het is volgens u beveel aan my. En toe maak hy 'n gat en hy gooi 4 keer water op, nie paraffin nie, water. Water is nie 'n vriend van vuur nie. En dis hoekom ek wil bediep kom. Daar's baie mense in verhoudings en vriendskap dat hulle in English you say they are a wet blanket. Hulle is 'n nat kombers as daar so iets in Afrikaans is nie.
Hulle kom en terwyl almal op 'n hoogtepunt is, almal is opgewonde, almal is positief, almal is net yes, dan kom hulle met hulle negativiteit, met hulle swakgalligheid en hulle kom and they damp all the fires. En dit gebeur so maklik in 'n huwelik. Waar 'n man na 'n paar jaar se huwelik komplementeer meer vrouens in die shopping centers as 'n eie vrou in die publiek. Dit vat nie baie om nalatig te wees om 'n vuur te laat uitbrand nie, want hy doen dit heel op syself. So kom ons lees gou. So wat beteken Afrikaans stook die vuur? Dit beteken steek dit weer aan. Ek hou van hierdie een woord. Aanpoer. Toe ek het hoor, dog ek vloek ek nou of want dit is so naby iets anders wat ek kon gesê het, maar aanpoer is mos 'n woord in Afrikaans. Moet wees ek het 'n hat gevind. Ja, something like that. But you rekindle a fire. Hoe doen die Afrikaners dit? Met 'n blaasbalk. Daar's die vuur, daar's die as van die aand en jy doen dit en die as gaan weg en jou vrou mag skoon. Dit is amazing, hè? Hoe die man altyd die helpende hand in die land is nie. Dit is amazing. Maar die blaasbalk, so terwyl jy die as is nie 'n vriend van 'n vuur nie. So dit word verwyder en dan die toppie toetse van die kole begin gloei. En dan werk jy en dis 'n gym en jy werk het, ewe skielik begin gloei. Jy sit nie groot stukke op nie. Jy sit klein stukkies op en ewe skielik hy gaan van nêrens net so en hy's 'n bonfire. God sal altyd die vuur in ons steek. Wanneer sondaar word oortuig by die Heilige Gees dat hy 'n sondaar is en dat hy 'n behoefte het aan God om sy sondes te vergewe, om sy lewe weer op die reguit pad te kry. Die Bybel sê ons is uit genade deur die geloof gered, nie uit onsself of werke nie, dit is 'n gawe van God. So die moment jy jou hart vir God gee, kom die Heilige Gees en hy stel in jou, hy sit jou aan die brand vir God. Jou liefde, jou passie, jou begeerte om oor hom te getuig, al wil die ouens nie hoor nie, jy praat. Jy kan nie help, jy bid al het jy nie 'n rede nie. Jy prys die Here al het jy nog nie 'n uitkoms nie. Want dankie is maniere, byvoorbeeld dankie is geloof. En soms het jy 'n vuur nodig vandat God die belofte maak tot hy dit vervul. Dit kan soms jare vat, maar daai vuur hou daai belofte aan die brand. Dit kook by God. Maar daar was 2 manne, 2 disippels, die Emmausgangers. En 2 van hulle, en dit is nou in Lukas 24 van vers 13. En 2 van sy disippels het dieselfde dag op pad na die dorp toe, 12 kilometers van Jerusalem afgewandel, na die dorp van die naam van Emmaus. Dis miskien waar hulle gebly het. So hulle het weggeloop van 'n hoop, van 'n verwagting, dat Jesus het gesê het, terwyl hulle deel van sy disippelskap was, alles opgegee het om hom te volg. Na al sy lering geluister, na al die demone wat uitgegooi is, wat al die wonderwerke gegee is, die vermeerdering van die brood, het alles beleef. En hy het gesê, ek gaan oorgelewe word aan die hoofpriesters. Ek gaan gegeesel word onherkenbaar as mens. Ek sal op die kruis sterf, ek sal begrawe word, op die 3de dag sal ek opstaan. Ek sal julle vooruit gaan na Galilea toe. As hy een ding is van God, hy kan nie lieg nie. Maar hierdie ouens het ewe skielik weggeloop daarvan. Hoekom hulle het nie gewag om sy opstand te ervaar nie? Inteendeel, toe Jesus uit die graf kom, toe was daar 'n vrou, Maria Magdalena. En toe sy hom sien, toe sê sy, is jy die tuienier? Sy het hom nie herken nie, op my goeiste, hoe kan jy so lank in sy teenwoordigheid en jy vergeet hoe lyk hy? Ek meen, skiel is skiel, maar weet jy, verstaan, jy moet dan 'n geheue hê. En toe hy in die boot was en as hy storm, toe sien hulle sê, dis 'n spook. Hierdie 2 loop op die pad en Jesus sluit by hulle aan en hulle sê, is jy die enigste vreemdeling in hierdie hele area wat nie weet wat aangaan nie?
Dit is wanneer jou hart begin koud word en ongeloof en twyfel en skeptiesheid en dat hulle was oortuig dat volgens hulle tydsberekening het Jesus nie opgestaan nie. So hulle hele toewyding aan God as 'n disipel, hulle werk opgegee, hulle het hom gevolg, hulle het hom gedien. Dit was te vergeefs. Hulle het hulle gewip. Hulle het begin sê, maar dit was nie die moeite werd. En wanneer jy 'n koue hart het, is dit moeilik om te glo. Moeilik om God se woord vas te gryp en vas te hou in moeilike tye. En hier begin hulle wegloop. Ek wil graag vir ons sê vandag, daar's 'n verskil om iets om te verloor teenoor om iets van weg te loop. Jy sien 'n man verloor sy werk. Hy kan nie teruggaan daarna nie. It's gone. Hartseer. 'n persoon verloor 'n kind. Ja, in die hemel gaan die familie weer verenig word, prys die Here. Jy kry 'n ander kind, maar dit vervang nie die een wat verlore is nie. Jy verloor jou sin van hemel, jy verloor jou geaardheid, jy verloor jou drome, jy verloor alles. Om iets te verloor is nie so erg as om van iets weg te loop, want dit bestaan nog. En 'n huwelike man sê, genoeg van hierdie ou vrou gehad. Ek gaan nou 'n ander jong poppie vat. Wel, sy vrou bestaan nog, die kinders bestaan nog. 2 olifante gee helse beklei op 'n grasperk. Die bul gee gas vir die koei, die koei stoot die bul, die kan nie glo waar dit is nie. Op die einde van die dag, wie die ergste afgekom? Die grasperk. Weet jy like 'n grasperk as 2 groot olifante stamp en stote en mal te kere gaan? Ons praat nie van staffies nou. Hierdie 2 disippels het besluit. Dit was 'n slegte droom. Jesus is nie wat hy gesê het hy is nie. Hy het beloof hy gaan opstaan. En hy het weggeloop. Weggeloop van 'n God wat nie kan lieg nie. Weggeloop. En terwyl hulle loop, sê die Bybel, luister hierna. En terwyl hulle loop met mekaar, die 2 wat met mekaar nou gesels, en oor al die dinge wat nou net gebeur het, en terwyl hulle praat met mekaar, kom Jesus van self van agter, sluit by hulle aan, wandel met hulle, en ek love sy houding. Waaroor gesels julle? I mean, what a question. Hy kon hulle berisp, hy kon hulle vasgevat het, hy kon sê julle onverstandige deugniete, verstaan jy? Daar's baie mooi woorde wat nie vloek klik nie. Hy sê, waaroor gesels julle? Dit is vir my verstommend, dat Jesus wat alwetend, alsienend, almagtig is, vra so 'n eenvoudige, amper stupid vraag. Hy ken elke woord op ons tong voor dit gevorm is. Ek sal nooit vergeet, 'n ou man kom na my die aandag en sê, luister Gary, ek moet my sondes bely, ek gaan binnekort sterf. Ek sê, kom, bely jou sondes. Ek sê, nee, ek kan nie. Ek sê, hoekom? Hy sê, dan gaan God uitvind wat hy gedoen het. Wow! Hy het nie die prys vir IKA gekry nie, het hy. Maar ek wil nou 'n bietjie stout wees. My vrou kyk aanlyn, sy gaan my vasvat hiervoor, maar die vasvat is nie moeite werd. Ek preek in Namakoland, NG Kerk. En ek word gevra om 'n manne oggend daar te hê. Ek was vir 'n naweek daar. En as 'n ou oom, hy's so oud, hy leef as prins. Hy is oud. Jy verstaan. En uit die bloute vra hy, luister, wat ook al jy gaan preek, kan jy 'n paar sondes ingooi, want ek het lanklaas gebieg, en ek voel nou ongemaklik. Ek sê goed, en toe kry ek hou van stout. Nee, maar ordentlike stout. En ek hou van to pull the Mickey out. Ek hou daarvan, né? Ek like it. Ek doen dit op myself en dit werk. So ek hoor hoe hulle almal begin in Namakland. Hulle begin almal. Oh, I love it. En toe soek ek in my kop, al die sondes moet erre.
I have fun serving God. I enjoy serving God. En ek hou daarvan dat mense nie daar sit gevrek in 'n godsdienst. They're supposed to have a great time, praise Him and get excited. En ek sê, Here, vergewe my vir my dronkenskap. Vergewe my van my brassery. Vergewe my van my worry. En ek hardloop uit erre, maar ek kan sien hierdie oomie, hy word warm. En ergens kry ek 'n stoutigheid en ek sê, Here, hi julle. Ek sê, Here, vergewe my roegie. Die oomie sê, ek het nie geroegie, maar gooi maar in hoor. So. You should have such a joy to say to God, forgive me my sin. Nie jouself doodmaak, jouself verwyd en go to Him. He's a wonderful person. Wonderful person. En hy het 'n ongelooflike sin van humor. Kyk na die ou langs jou. Okay, kom ons word weer ernstig as ek kan. Ooh, Jesus, ek geniet myself. Jesus sluit by hulle aan. Maar hulle oë was weer hou, sodat hulle hom nie kon herken nie. Ek tog vet weet. As hulle sy disippels was hom gevolg, saam met hom geëet het, saam met hom rondgereis het, die wonderwerke gesien, hoe kan hulle geheue so kort wees? Hoe is dit moontlik? Maar hulle oë was weer hou deur God, dat hulle hom nie herken nie. En ek vra vir hom, hoekom? Hy sê, want hulle sou nie eerlik gewees het as hulle my gesien het. What a thought came into my heart. I said, but Lord, hy sê, lees verder. En hy sê vir hulle, watter woorde spreek julle onder mekaar? So daar was 'n 2 gesprek en nou is daar 'n 3 gesprek. En een van hulle, naam van Kleopas, antwoord en sê vir hom, is u alleen 'n vreemdeling in Jerusalem, wat nie weet van al die dinge wat hier gebeur het nie? En hy sê vir hulle, watter dinge? Hulle antwoord hom, die dinge aangaande Jesus die Nasareene. Baie oplettend dat God die woord Nasareene sal insit, want in Johannes 1:43 sê daar, toe Nathanael vir Filippus sê, ons het die Messias gevind van Nasaret, hy sê, kan enigiets goeds van Nasaret kom? Nasaret was 'n dorp waar niks goeds kon van gekom het nie. Kon nie gekom het nie. En dan sê die Bybel die volgende ding wat mooi is. En hy het, oh I love this, ons het van Jesus die Nasareën, wat 'n profeet was, hoor my, nie meer is nie. Hulle praat in sy teenwoordigheid as hy 'n geskiedkundige gebeurtenis is. They talk in the presence in front, walk with him in his presence, and they still treat him as if he's in the past. Want die Bybel sê, hy is dieselfde gister, vandag en alle ewigheid. Dis hoekom sy naam is, ek is. En die Bybel sê, en hoe ons hoëpriesters, owerstes oorgegee het aan sy doodskrag en hy is gekruisig. Ons het gehoop, nie ons hoop meer nie. Ons het gehoop dat hy die een was wat Israel sou verlos het. Sien, tot vandag toe die Jode soek nie die Messias soos Jesus Christus eendag gaan kom. Hulle soek 'n man soos Dawid wat 'n vegter sal wees, wat Israel sal verlos van al die Romeine en die goed om hulle. Israel van geboorte tot vandag toe is altyd in oorlogvoering. Altyd. En die Bybel sê hierso dat ons het gehoop van Jesus. Sien, hulle het 'n Messias gehoop wat 'n verlosser sal kom as 'n man om van hulle politiese en hulle ekonomiese, hulle sal help. Hulle het 'n Messias verwag wat 'n held sal wees. En wat het hulle gekry in plek daarvan? 'n gekruisigde Jesus. Because that was more important than a man trying to lead a rebellion and win an army. You can win a battle and still lose the fight. They expected a Messiah to free them from their physical problems. And they got a crucified Christ that freed them from their sin and from hell and from hopelessness. Are you understanding me? Hulle het gesoek 'n Messias wat sal die leeu van Juda wees. En in plek daarvan stuur God vir hulle 'n lam wat geslag is.
voor die grondleg van die wêreld. Ons moet nie dink dat net omdat hy 'n lam was, that he was a walk in the park en enige een kan oor hom loop. The Lamb of God is more powerful than Satan in all his power. He is the Lion of the tribe of Judah, but as a lamb, he was more powerful than all hell, all sin, all sickness. Ek is baie bewoer. My hart is so aan die brand vir God. Sommige van die vrouens het gesê, toe die graf oopmaak, toe sê hulle, hier so is die tuienier. Hulle oop word weer, because God wants to entrust you with His word and His love and His forgiveness and His power, but He wants you to be honest. Sien as hierdie twee disciples, as Jesus sy oë sou oopgemaak dat hom sien het, vra ek jou, sou hulle dieselfde van hom gesê het in sy afwesigheid, nou in sy teenwoordigheid? Nee, hulle sou te lafhartig gewees het. Hulle sou hulle beste voetjie vorentoe gesit het, soos almal van ons. And God says, I kept their eyes closed until the time I opened their eyes. Niemand van ons kan ons oë oopmaak teenoor sonde, teenoor enigiets nie. Dit is God wat dit doen. Dit is hy wat dit doen. En dan sê die Bybel 'n bietjie verder, hulle het sy liggaam nie gekry nie. So hulle loop weg en hulle gesig was somber. Hulle gesig was neerslagtig, thank you. Hulle het nie meer hoop nie, nie meer verwagting nie, niks nie. Hulle het gedink, wat 'n mors van tyd hierdie jare het hy kom gevolg het. En Jesus sluit by hulle aan. Dit is vir my verstommend dat Jesus sulke twak sal verduur en nog steeds by hulle aansluit en hulle harte begin laat brand. Hulle behoort 'n loosing te kry. Maar God het totale straf van alle mense op Jesus op die kruis uitgehaal. Ja, hy dissiplineer ons, maar is nie meer straf nie. Die Bybel sê God dissiplineer elkeen wat aan hom behoort, want dissipline is die suiwerste vorm van liefde. Dit is 'n korrigering. Dit is 'n optel, dat jy weer kan staan en loop. Daar is nie meer 'n straf. Die God het al sy straf op sy seun uitgemaak, weens ons sonde op hom. Maak dit vir jou sin? En die Bybel sê die volgende, en hy sê vir hulle, o onverstandiges, of in plain Afrikaans, dwaas, dik, weet jou ma, jy sien, you understand, daai woorde in Afrikaans? Ek dink Afrikaans is die mooiste taal, veral hoe ek dit gebruik. Ek geniet my gate uit. Eendag sê jy vir my, ek het jou kerk kom bewoon, maar yesterday, jy praat baie sleg. Die ou sê, jy het ons taal verkrag. Ek sê, dit snaaks snel, verkrag 'n man en vrou, daar kom nog steeds 'n babatjie uit wat lewe. Ek gaan tyd vir julle party om dit te vang, was redelik diep. So, oor julle onverstandiges, en dan wat nie logies dink nie, wat nie lig het nie, wat nie 'n brein het om te oefen nie. Hoe traag is julle om te glo alles wat die profete geskryf het. En Jesus begin by Moses, Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, al daai boeke tot Maleagi. 39 boeke, terwyl hulle 12 kilometer loop. Jesus vat elke boek wat hy in die Ou Testament opgedaag het. Ek wens julle vang dit. So, vir volgende jaar, elke tweede maandag, gaan ek vir die wat wil, op 'n maandag aan, elke tweede maandag, net vir 45 minute, kom vir julle vertel, wie was hy in Genesis, wie was hy daar, wie was hy daar, wie was hy daar. En hy vermaan sy disippels, want daai Jode het net die Ou Testament gehad, hulle het nie die Nuwe gehad nie. En hy vermaan hulle, vriendelik, en sê, hoe onverstandig is, the word means dull. Nee? Dull. Nie dat jy stupid is nie, maar jy vergeet wat jy is veronderstel om te onthou.
Vir ons is veronderstel om nie te onthou. Ons moet nie onthou wat ons vergeet het nie. Ons doen nie die kat by die stert. Of die hond by die stert. 'n Kat het 9 lewens, so die stert gaan nie werk nie. Ag, weet jy. Moenie alles glo wat ek sê nie. En hy het begin van Moses en al die profete, al die skrifte uitgelê aangaande betrekking op hom. Op hom. Nou sê die Bybel, maar hulle het by hom aangedring en gesê, asseblief, die dag is nou verby. Moenie weggaan nie, want hier is gemaak of hy weggaan. I said to him, Lord, you just spent 12 kilometers walking with him. You started sharing yourself with him. Uit al die boeke wat hulle ouma en ma almal gelees het, die Jode ken die Ou Testament so. But they can't see Jesus because they're not expecting the one that God wants to send. Okay. So, hier's die ding. Toe Jesus die hulle genooi was, het hy omgedraai met hulle gegaan. As hulle hom nie genooi het nie, sou hy verder geloop het. Jesus het gemaak asof hy sou verbygaan. Maar toe het hulle aangedring. Jesus sê, ek staan by die deur van jou, en hy klop, as jy oopmaak. Jesus responds to invitations. He doesn't just run in your life and mash and do that. He doesn't do that. He's a gentleman. A very good, strong gentleman. God bless you too. En dan sê die Bybel hierso. En hy vat die brood en hy breek dit. Toe hy dit breek, gaan hulle oë oop. Wat het hulle onthou? Ag, my goeiste. Hulle onthou Johannes hoofstuk 6. Die hele hoofstuk, ek gaan gou opsom. Daar sal staan dat Jesus in die boefretrek het brood geneem en gesê, die brood wat julle voorvaders in die woestyn geëet het, is nie die brood wat God gestuur het nie. Dit was 'n tipe van Christus. Hy sê, ek is die ware brood van die lewe, wat my lewe neerlê. Hy wat my brood eet, en hy wat my vleis eet, dit klink soos 'n boerebraai. Hy wat my woord eet, en hy wat my vlees eet, en hy wat my bloed drink. Wat? Is dit kannibalisme? Wat? Hy sê, dis ware spyse. Want die brood wat hulle geëet het elke dag vir 40 jaar, met al hulle terugdeinsing terug na Egipte, al hulle murmurering, al hulle klaar, dat hulle sê, ons is siek en sat vir hierdie ellendige kos. Nogtans, daai kos het veroorsaak dat hulle enkels vir 40 jaar nie geswel het nie. Hulle was nooit siek nie. Hulle klere het nooit gesluit nie. That's not good for a woman's dressing table. Selde in die brus. Selde. Een man, hy dra sy hele lewe, hy weet nie wat dieselfde is nie. Jy verstaan, ons manne, ons gaan na die light, ons vat die ding wat bo is. Ons gaan nie, ons soek, ons vat net wat bo is. Alles is die eerste een wat altyd bo is, ons vat hom nog steeds. Dis hoe 'n man is. Maar 'n vrou, hoe is die temperature? Wat 'n voël is nou in seisoen? Wat is dit? Wat gaan nou? Just like it. Ons manne is klaar die mekaar. Now you really want to confuse us? Nee? That's why we don't always look so good, nor do we always smell so good. But anyway, dis net vir die wat nie dit verstaan nie. En die Bybel sê hierso, dat toe, listen to this, verse 32, toe hulle klaar die brood eet, en hulle glo in hom, gaan hulle oop. En hulle het vir mekaar gesê, was ons harte nie brandend in ons, toe hy met ons op die pad gepraat het, en al die skrifte van homself uitgeleer het. God, Jesus het by hulle aangesluit, om vir jou die as te verwyder, die hopeloos, die wanhoop, die twyfel, dat hulle God afgeskryf het. En hy kom en hy verwyder die as. En hy gesels met die woord. So wat is die hout, geestelik, wat jy op jou, sy woord.
Hy het sy woord vir 12 kilometers met hulle gedeel. In Genesis, ek is dit. In hoofstuk dit, ek is dit. In Malachi, ek is dit. En hy het weer 'n vuur in hulle aangestook. Met die hoop, dat wanneer hulle uit sy sig uit is, dat hulle sal getrou wees om hulle harte self te stook. Om die woord te bely, om die woord. Jy sien, my verantwoordelikheid is om God te gehoorsaam aan wat hy sê. Die details behoort aan hom. Ons as mense wil al die details hê voor ons bereid is om hom te gehoorsaam. Het werk nie so by God nie. Jy sal hom gehoorsaam. Hoekom? Jesus sê, as jy my lief het, sal jy my gehoorsaam. Gehoorsaam is 'n besluit om saam met God te stem. U weet beter. U kan nie lieg nie. U woord kan nooit na u ledig terugkeer nie. Jy sê, hoekom? Want Jeremia 23 vers 29 sê, Jesus sê, is my woord nie soos vuur nie. En is my woord nie soos 'n hamer wat die hardste hart breek nie. Daai is nie aan jou hart wil breek nie. 'n Hamer is daar om 'n ou rots. Hy sê, ek gaan jou rots van hardheid uit jou vat. Ek gaan jou hart van vlees gee. Ek gaan jou 'n nuwe gees gee en ek gaan my gees in jou plaas sodat jy my ordinge sal wandel. So wat is 'n harde hart? Dat God sy woord 'n hamer moet gebruik. Dit is arrogansie, hoogmoed. Do you understand? Pride, arrogancy. He breaks around. Wat is eintlik 'n rots? Dit's 'n klomp sandkorreltjies wat saamgekom het. As jy 'n rots stuk en breek, hy word weer grond. Sit net kraalmis daarbey. Jy sal verbaas wees wat kom daar uit. Ag, julle is. Ek geniet my. Goed, dis die inleiding, kan ons gou aangaan. Ek's ernstig, baie ernstig. Alright, as jy hier vir die eerste keer is, ek is maar so. So ek wil 5 punte met julle uitlê, as julle nie omgee nie. Die eerste een is, jou God is altyd aan die beweeg. Ons dien nie 'n God wat wegkruip nie, ons dien nie 'n God wat stil staan nie. Hy's altyd aan die beweeg. Jy sien, niemand soek God nie. Eendag sê 'n man, maar jou God is nie my God nie. Ek sê, my kan wees. Just because you haven't met him, you meet him, you'll want him. Die Bybel sê, hy is die begeerte van die nasies. En hulle weet dit nie. Hy is my begeerte. Ek loop rond, ek ry rond en ek komplimenteer, ek praat in die tuin, ek praat altyd. Ek komplimenteer hom al die tyd. Hoekom? En ek weet hoe goed voel ek as hy gekomplimenteer is. Learn to compliment God. Moet net nie gebed gebruik omdat jy in die pekel is, omdat jy gemors is, omdat jy wil hê God moet 'n probleem oplos. Talk to him. Like a child. Praat met hom. Hy sal agterkom as jy met hom praat, begin hy met jou praat. Lees die Bybel, dat die Bybel jou lees tussen die lyne. God gaan net iets goeds vir jou sê, en as hy jou gaan vermaan, is dit net dissipline om jou weer reg te kry. So wat eerste is, God is altyd aan die beweeg. Hy's altyd aan die beweeg. So Romeine 3 vers 11 sê, daar's niemand wat verstandig is nie, daar's niemand wat God soek nie. Nergens in die Bybel is daar skrif dat iemand God gesoek het. Mense soek 'n vorm van godsdiens, dat die harde werk, deur onsself te stay, deur onsself te kastei, deur om onsself te verhinder om die lewe te geniet, deur om wette, ons gaan nou. Religion is man's endeavor to create a God that they want to serve. Het jy geweet dat al die godsdienste in die wêreld net Christendom se stigter, se leier van al die godsdienste in die wêreld, het al die stigters en leiers van daai godsdienste, almal is al begrawe. Ons een is die enigste een wat begrawe is, wie opgestaan het. En hy leef in ons hart. En hy gaan in Suid-Afrika sy plek weer inneem. Hy gaan. Julle gaan sien, binnekort. God is altyd aan die beweeg. Ons was 60 mense van die kerk wat Israel toe gegaan het. Ons het in 7 dae 75 kilos geloop. Die derde dag het ek nie my kuite gevind nie. We walked everywhere in Jerusalem. Just all everywhere. Niks is geteen nie. Dis rotse met gate. Ons loop, my 3 kleinkinders was saam. 15, 13 en 11. Hulle het geloop.
Ja, ons gelooflik dat kleintjies, alles is net 'n hop en 'n sketch, almal is net 'n dans. Unbelievable, as hulle moeg is en ons kom af trappe, so af. Die kleintjie klip hoe hy nie, sy abba hom net so. En sy smaal, jy foto sien, sy smaal, hoekom? Sy kuite. En Henry, net sulke kuite. Nee? And I said, Lord, we've walked a lot around you. He said, yes, son. And do you know how many places you trod in my footstep without you knowing it? That's why I wanted you to walk. Before we can walk to him, we must learn to walk with him. Is nie so dat as jy 'n meisie sien en jou hart trek na haar toe en jy gaan sê verskoon my, ek sien jy's dors, kan ek jou iets koop? Nee? Well, we English do that. Nee? Die Afrikaner, wel hy vat. Nee, which is nice. Ek sien jy's 'n bietjie hartseer. Kan ek iets vir jou sê? When you make a conversation between two people about them and you're willing to listen to them, you'll be amazed how they'll connect with you. Maar moenie mense altyd vertel wat jy dink hulle behoort om te hoor nie. Want baie keer is nie wat hulle hoef te hoor nie. So, die tweede ding wat ek wil graag sê, luister gou Psalm 14 vers 12. Die Here kyk neer vanuit die hemel op die hele mensdom is 'n geslag om te vind, listen, om te vind van die wat verstandig is, as een verstandig is, maar niemand het God gesoek nie. Maar nee, almal het afgedwaal, almal het versleg, niemand doen wat goed is, nie eens een nie. Is dit nie verstommelik, dat Adam en Eva, is in God se teenwoordigheid, word jy God gebruik, en op 'n dag sondig hulle, en die Bybel sê, en God daag op ongenooid, onverwacht, het hy daarvoor gebid nie, hy loop op, en hulle is missing. Hoekom? Hulle het hide and seek uitgedink. Jy kan my nie sien nie, want ek is nie hier nie. Do you understand what I'm trying to tell you? Kil jou hier, kil jou daar. Hulle het agter bome gaan kruip, en sy het 'n apron vir hom gemaak, 'n one piece vir haar two piece, van blare. Hulle was deur die blare. Wat hulle vergeet het is, dat solank die blare vars is, kan dit mekaar hou. Maar as hy bros is, en jy doen net dit, oh hallo, daar's 'n seker boot wat vir jou loer. Are you not catching it? That's why Jesus cursed the fig tree, because the fig tree always represents sin. En toe hy opdaag daar, en hy sê, waar is julle? Ek wil vet weet, hy weet waar hulle is. Ons kry weg, want ons is son, ons kry weg. En hy vat hulle, hy vat die blare af, hy gaan slag 2 lammers in hulle plek, vat die velle van die langes. Snaaks net dat velle is baie meer diersaam as blare wat verwelk. En die Bybel sê, bekleer jou met die Here Jesus Christus, en mag geen voorsiening. We are clothed with the Lord Jesus Christ. Niks in ons behoort om te verlep te raak. Ons gees hoef nie verlep te word. Ons hoef nie, just read the Bible. Oh, Engelsman, ek is koud. Klim in die woord. Sien, die woord is soos brandewyn. Jy vat brandewyn tot 'n punt, dan vat die brandewyn vir jou. Verstaan jy wat ek probeer sê? Drink net die bloody goed. Sorry for that word. Mike is nou so vurig, man. Do you understand? Oh, maar my hart is koud. Eet die woord. Lees die woord. Spandeer tyd met die woord. Bely die woord. Volgens jy moet verstaan, jou oë sien nie altyd wat dit behoort om te sien nie. Hulle oë was weerhou om hom te sien. Maar toe hy die brood opbreek, toe sien hulle hom. En hulle sê, was ons harte nie brandend, terwyl hy met ons praat nie. Hulle het dit nie veroorsaak nie, en wat het hy gedoen? Hy het nie gesê, doen dit wetties, doen dit. Hy het net die woord geskryf, oor homself in Genesis. He shared the word, en daarom sê Jeremia 23, is my woord nie soos vuur nie. Hy het 'n koue hart warm gemaak, dat hy weer 'n vuur aangesteek het in hulle, deur sy woord. En Christen wat koud raak is omdat daar afwesigheid is, ons span nie genoeg tyd in die Bybel nie. Ons spandeer nie te veel. En ek moet nou bid, want ek kort te werk. Just talk to God and tell him, you're an awesome God. Thank you.
Ek sê vir hom die ander dag, as ek jou sien, gaan ek jou bommelkiesie uit die aarde uitloop. He said, why? I said, because I want to kiss those wounds on your feet, because it was your feet that went to the cross that makes me be able to walk into your presence and stand before you, washed, and I'm a child of God. Ek soek nie 'n sekere huis in die paleis in die hemel nie. I want to kiss those feet. It's my greatest desire. I want to kiss those feet. Is dit nie mooi nie? Jy sien mense, toe hy opgestaan het, niks het hom verander nie, behalwe hy het merk op hom gehad, in sy hande, in sy syspies en op die voete. Wie van julle het al seere gekry, dat roopies gevorm het? Niemand? Ja. Wie van julle het gejuk, wie van julle het gekrap waar julle mag nie jukkie? Sodra daai roofie begin droog raak, hy ruk want hy krimp, verstaan jy? Nou kry jy, ne? En jy dink is iemand wat jou aanraak. Nee, dit is net 'n roofie. En baie keer stamp jy jouself, wie van julle het julleself teen 'n roofie weer gekap teen dieselfde tafel waar dit veroorsaak het? Like, hallo daar, dit is 'n poskaart, ek maak weer oop, né? Die beste is as jou roofie begin juk, is 'n teken dat hy gaan afval, maar moenie hom nie afhaal nie. As hy afval, raai wat? Daar's 'n merkie nou, want jy het getan met die roofie. So as hy val, is hy 'n bietjie pinkie so, die ander is 'n boeretan. Jesus is 'n bietjie pink, né? Ek wil iets vir julle sê vandag. Wanneer die duiwel ons wond, wanneer hy ons probeer doodmaak en ons wonde raak septies, sê God, ek is die balsam van Gilead. Ek is die geneesheer van my mense. En wat die duiwel septies op jou wonde maak en dit, die Here kom en deur sy dood en deur sy opstanding is daar genesing vir ons en hy sit daai balsam van Gilead op jou. En die roofie vorm en dit val af. Die duiwel vrees dat sy beste poging om jou uit jou huwelik, uit jou werk, uit jou verstand, uit jou finansies te kry. Die duiwel wil ons wond, sodat ons sal God blameer. Hoekom pas hy my op nie? Hoekom gee nie my vir hom nie? Ek dien nie al die jare, Here, wat doen ek? En ek sê nou vir jou, wanneer jou roofie afval, die duiwel se grootste vrees is, hy gaan jou nooit weer kan afval nie, want sy ego kan dit hanteer, want sy beste poging om jou dood te maak, het vir jou 'n oorwinningskleed gegee. Satan fears a wound that was intended to kill you, to kill your marriage, to kill your joy, to kill your potential. Let him come apply that balsam. He's the great physician. En elke merkie van daai is vir alle ewigheid in die hemel. I said, Lord, why did you do that? He said, because in heaven, none of you will ever have a hoogmoed. You will see my wounds and know it's because my wounds healed, that you are healed, that you can be here, that we will always serve God with a humble heart and on fire for God. Twee meer punte en ek gaan nou huis toe. Het is lekker om eerlik te wees, nou. Sometimes jou geloof word bros. Sometimes your faith becomes fragile. Sien as baie soorte gelowe. Die Bybel sê nie almal het geloof nie. Dan sê die Bybel en God gee aan elke kind van God 'n maat van geloof, maar jy moet daarmee gaan wikkel, want jy het swak geloof, klein geloof, groot geloof, oorwinningsgeloof, skipbreek geloof en as ander geloof wat ek nou voor tyd het hier. Dit is soos 'n rissies fiets met daai 2 cogwheels en daar's 10 ratte. Hallo? Jy gaan nie op 'n heuwel in 10 ratte, jy kap hom by 1. Verstaan jy? Dan word jy weer vriende met jou kuite. Né? In ander woorde, nie almal se geloof het dieselfde spoed nie. Nie is jy self het dieselfde spoed nie. En wat ek daarvan hou, wat ek so baie daarvan hou, is dat hierdie een ou sê die ander dag, ek het 'n ou chor van my pa gekry, maar ek het hom opgesoep, en hy sê vir sy pel, yesterday, my kar ry nou 0 tot 60 in 3 sekondes. Wow, sê sy vriend, wat? Hy sê, ek het een by die, wat noem hulle dit nou? The scrapyard?
Nee? Ek weet nie wat in Afrikaans is nie. Dis daar waar die karre wat nie daar wil wees nie. En hulle kry ding, hy maak hom by mekaar en hy sit en hy ry en hy sê vir sy vriend, en hoe gaan jy van 0 tot 60? Hy sê, luister eens om. Die verskil tussen jou kar en my kar is hierdie. Joune 0 tot 60 in 3 sekondes, myne gaan 0 tot 60 in 3 dae en verkieslik met die wind op afdraand. But you know what? Both cars were moving. Moenie jouself meet aan ander Christene nie. Moenie jouself meet aan performance. Grow your faith. Hoe? Geloof kom net een manier na Christen toe. Geloof kom deur die gehoor en die gehoor deur God se woord. Nie deur Here ek gee geld, Here ek doen dit. Hy's nie arm nie. En mense, ek soek God. Hy's nie verlore nie. Hoor jy soek jy iemand wat nie verlore is nie. Julle. We were lost in sin. But God, hy says, my woord is 'n lamp aan jou voete en 'n lig aan jou pad. Wat beteken dit? Dit beteken as jy in duisternis en onsekerheid wandel, jy vertrou die Here, maar jy weet nie, dan die lig gee jou een trappie vir 'n ander. Hoekom? Die Bybel sê ons wandel deur geloof, nie deur sug nie. You got to learn to take baby steps before you can run. The Bible says you can run with God like running with horses. But then you got to be fit in the spirit. Niks verkeerd met Bible steps nie. Ek het my een klein kind, het jare gelede, soos hy klein, en sy val. En onwetend tel ek haar op en ek sit daar hierso. En sy loop verder. En net daar in my hart hoor ek God se stem. Ek het nog nooit sy stem gehoor hoorbaar nie. I just get a thought. And when I say it, it sounds like my voice. But I know it's his idea. He said, I'm really appreciate what you just done to your daughter. I do that to you all the time. I said, you pick me up? He says, yes, but more than that. I pick you up, but I don't put you where I found you. I pick you up and you make progress in your fall, in your sin, in your disobedience. Come on, man. Woo, what a God, what a God. Hy tel jou nie op en sit jou waar jy altyd was nie, in jou verdriet, in jou hopeloosheid, in jou moedeloosheid, in jou verkramgheid. When he picks you up, he puts you here. En hy sê, moenie omkyk nie. Want hy wat omkyk, God het geen behaag in so 'n siel nie. Want ons is van die wat ons oë ophou na Jesus, die leidsman en volëinde van ons geloof. Ons kyk nie terug nie. Want 'n Christen het nie 'n verlede nie. Ons het 'n hoopvolle toekoms, omdat 1 Timoteus 1:1 sê, Jesus is ons hoop. In ander woorde, as hy in jou is en jy voel hopeloosheid, jy het meer hoop in jou as hopeloosheid wat wil graag inkom. Oh, come on. Are you understanding me? You got to know who lives inside of you. Gevoelens maak nie geloof nie. Omstandighede maak nie geloof nie. God se woord, kry dit. Stand op. Ja, maar Engelsman, ek hakkel. Dink hoe maklik dit gaan vir jou kom. Ja, jy haal dieselfde woord 'n paar keer. Ons het net een keer. Ag, julle vang dit ook nie. Did you get something, guys? Die ander ding wat ek graag vir jou wil sê om te eindig is, folks, when God showed me this, I laughed. I got so excited in him all the time. Ek word wakker so 2 in die oggende vir 2-3 ure and I just talk to him. And then I shut up so he can talk to me. And listen to the statement. He said, if you constantly read my Bible will cause you heartburn. Jy sien dit, hy kon nie dit van Afrikaans sê nie, want dan sê dit nie lekker nie. Because heartburn in Afrikaans is, ja, soeibrand, hier kom het op, of het gaan af, of het staan, of het gaan uit. Are you understanding me? But in English it sounds so good. The Lord, if you read the Bible, and you let the Bible read you, and you read the Bible, at that moment, hy stook jou vuur, en jy stook jou vuur, en die vuur van God in jou, is wat al die goed in jou lewe wat jou wil verwoes, dit gaan uitbrand. Hy brand ongeloof uit, hy brand twyfel uit, hy brand al die goedheid. En dan jou lof, hoe jy moet praat. There comes a skip in your feet. Die ander dag, ek kan nie dans nie. Ek het 3 linker bene, nog nooit mekaar ontmoet nie. Ek het lesse gevat vir my vrou toe ons getrou het.
2 maande se lesse en betaal. Laat sê hier is jou geld gaan, jy kan niks met jou doen nie. Ek kan nie dans nie. I really can't dance. It's a pity. My vrou kan, Henry kan, hy is soos 'n vlinder, al is hy amper 'n ton. That boy is like a vlinder, man. Hy sien nou hier nie kan so praat. Hy gaan dit nou sien op die TV. But he's my boy. I love that boy. My vrou kan dans. Enige vrou kan dans, afhangend as die man weet hoe om te lei. As hy nie lei nie, is dit 'n mislei. Né? So ek vat my vrou vir ons dans op die huwelik. Ja, pelle, toe ons uittrek, het sy net kolle. Hierdie tafel gestamp, hierdie toon getrap, hierdie goed gedoen. Die ouens om het gesien, almal het om my gedans, later aan hulle dans daar aan die vlaktes. Ek trap hier en ek daar en ek gaan hier en dit nog ek. So the other day, he said to me, I'd like you to dance in my presence. I said, are you crazy? I said, you know, if you're close to me and I dance, you may need healing. And who's going to do that? Ek het 2 weke danslesse geneem om met my dogter na Henry se eerste dans, om met haar te dans. She said, Dad, can we do it another day? As jy nie kan dans in blydskap en oorwinning, just give yourself to the Lord and let him lead you. He knows the rhythms, he knows the moves. Hy's flink op sy voete. Mense, ons wil ophou 'n godsdienstbedryf. We got to talk to him like he's our best friend. And the secret is to talk to him like a child, with your heart so on fire. Are you understanding me? Ek hoop julle het iets gekry. May God's word from today that you read cause your heart burn. May the wind of the Holy Spirit blow the ash out of you. And may you read his word en dan sy woord is die brandstof. Die Heilige Gees met die asem is die suurstof. Everything we need to keep our heart burning is in God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So kom ons by die hoof en na die tyd kan mense vir voorbid kom. En dan wil ek ook sê, Vrydag, 7:00, Vrydag aand, gaan ons 'n aanbidding diensie hê met musikante en dan vir siekes bid en as jy wil graag kom. Baie dankie dat julle hier kom. En as jy 'n besoeker is, ek hoop ek sien jou weer. As jy 'n kerk het, moenie weer kom nie. Ek glo nie om skape te steel nie. Ek glo om die kingdom to build the kingdom. I'm not jealous if another church has got 3,000 people. God says, if you're faithful over little, you've done well. So, dan is, right. Ontvang nou van God, asseblief, hierdie woorde. Hemelse Vader, ek vra dat jy in hierdie oomblik, saam met elke persoon in hierdie vertrek, van vandag af, van hier buite sal met hulle loop. En dat jy die woord met hulle sal deel. Die liefkosings met hulle sal deel. Die opgewondenheid van goed wat u vir hulle wil hê, dat hulle potensiaal kan ontdek. Ek vra dat jy van vandag af, elkeen wat uit hierdie deur gaan, stap 'n pad saam met hulle nou. Dat hulle ook sal sê, weet jy wat, vandat ek dit gedoen het, my hart is aan die brand vir God. En ek vra Here, mag daar niemand ooit in hierdie vertrek, of op lyn nou kyk, mag daai vuur nooit weer uitgeblus word, asseblief. Rig ons land aan, en stuur die vlamme oor die Christene, dat oral waar ons in die land gaan, sal in die geestesruim sê, maar daar loop daai vlam, daar loop daai vlam, daar loop daai man aan die brand vir my. Here, asseblief, bring die vuur terug na Suid-Afrika. Kom brand uit al die dros, al die swartgalligheid, al die sonde, al die nonsens van ons regering. Sal jy asseblief vir ons harte weer 'n heimwee vir u hê. Dat ons sal weer net aan die gedagte dat u behoort aan my en ek behoort aan u. En ek het nie u gevind nie, u het my gevind. Want u is gebore om te soek en te vind die wat verlore is. And so the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. In Jesus' name. Dankie dat julle ons finansiëel so baie seën. Ek waardeer dit. Die Here seën julle. Bye bye.